Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White, afdaling van die Nuwe Jerusalem. En hy het my in die gees weggevoer op 'n groot en hoë berg en my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem, wat uit die hemel van God neerdal. Openbaring hoofstuk 21 vers 10. Aan die einde van die 1000 jaar keer Christus weer terug na die aarde. Hy word vergesel deur die leerskare van die verlostes en word vergesel deur engele. Terwyl hy in ontsaglike majesteit neerdal, beveel hy die goddelose dooies om op te staan om hul oordeel te ontvang. Hulle kom tevoorskyn, 'n magtige leerskare, ontelbaar soos die sand van die see. Wat 'n kontras met diegene wat met die eerste opstanding opgewek is. Die regverdiges is beklee met onsterflike jeug en skoonheid. Die goddelose dra die spore van siekte en dood. Elke oog in daardie ontsaglike menigte word gerig om die heerlikheid van die Seun van God te aanskou. Met een stem roep die goddelose leerskare uit: Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Dit is nie liefde vir Jesus wat hierdie uitspraak inspireer nie. Die krag van waarheid dryf die woorde van onwillige lippe. Soos die goddelose in hul grafte gegaan het, so kom hulle tevoorskyn, met dieselfde vyandskap teenoor Christus en dieselfde gees van rebellie. Hulle sal geen nuwe proeftyd hê waarin hulle die gebreke van hul vorige lewens kan regstel nie. Niks sou hierdeur gewen word nie. 'n Leeftyd van oortredings het nie hul harte versag nie. 'n Tweede proeftyd, as dit aan hulle gegee sou word, sou soos die eerste gebruik word om die vereistes van God te ontduik en rebellie teen hom aan te wakker. Christus daal neer op die Olyfberg, vanwaar hy na sy opstanding opgevaar het, en waar engele die belofte van sy wederkoms herhaal het. Die profeet sê, dan sal die Here my God kom, al die heiliges met u. En in die dag sal sy voete staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem lê, aan die ooste kant, en die Olyfberg sal middeldeur gespleit word van oos na wes tot 'n baie groot dal. Sagaria hoofstuk 14, vers 5 en vers 4. Soos die Nuwe Jerusalem in sy verblindende pragt uit die hemel neerdal, rus dit op die plek wat gereinig en gereed gemaak is om dit te ontvang. En Christus, saam met sy mense en die engele, gaan die heilige stad binne.